Okay, môre almal en welkom by Fish. Ek staan vandag saam met John. Welkom John. Baie welkom hier by my ook vandag hierso by hierdie wonderlike dag waar ons bietjie gaan hengel. Ja, vertel ons asseblief, waar is ons? Ag Michael, ek en jy het so vinnig gepraat oor waar ons bietjie wil hengel net vir 'n oggendsessie. So Ja. ons is hier by Sonderwater hier in Cullinan, hier by die gevangenes se dammetjie. So ons is vanoggend hierso vroeg, koffie in die hand en ons is reg vir hierdie dag. Ja, so let asseblief op, jy moet bespreek. So gelukkig, hy het gehoor toe is al kansellasie, so ons kon die spot kry want dis chock en blok. Okay, kom ons wys vir julle want ons het 'n nuwe produk. Alright, vandag gaan ons hierdie nuwe paste van Fish probeer, die garlic enetjie. Ek gaan hom hierso op my method net smeer. En so smeer soos wat ons tandepasta sal smeer, net so. En dan gaan ek nou net my vingertjie vat en dan vir hom net so smeer. En daar is hy, reg om te gaan. Okay, so John het nie vir my gewag nie. Ek was bietjie laat, so hy's al reg, sy stok is in. So ons vang vandag met Fish se nuwe paste. So die paste is so 'n baie dik boldip. Jy kan dit lekker smeer en ek sal julle net nou wys. Ek het 'n ander geheim wat ek op een van my stokke doen. So ons gaan bietjie met dit vang vandag. Lekker net vir die oggend. Sal sien hoe laat, maar ek dink ons gaan die hele dag hier wees nie. Net 'n paar visse vang in die dag geniet. So op my linkerkant se stok gaan ek die fireball. So dit so probeer doen. So streep en dan gaan ek hom insmeer. Dis baie dik. En saam met die fireball gaan ek 'n fireball oezer. Die paste is nog op my vingers. Ek smeer dit sommer so oor die oezer. En dan net 'n bietjie Foxy Lady. Wat soos 'n caramel floro is. En dan is daai stok reg om in te gaan. Okay, en dan op my ander stok het ek gesê sal ek vir julle 'n geheim wys. So met hom sit ek nie my paste aan die buitekant van die bol nie. Ek breek my bol oop, dan druk ek 'n gaatjie in en dan gaan ek die perde byvat en binne inspuit. So wanneer die bol gaan lê en blus, dan kom hierdie geur uit. En dan gaan ek my mieliebom so opsit met die paste aan die binnekant. En dan saam met dit gaan ek 'n garlic of 'n vampire oezer. Ek gaan nooit dam toe of water toe sonder dit nie. En dan in die buitekant van die bol gaan ek net 'n sprei kieker sit. Nou is daai stok reg om te gaan. Okay, nou is die eerste visie aan. Ek het net die tweede een ingegooi, begin nonsens praat met John. En toe gaan die fireball stok. Lekker mooi visie. As ons sulke deur die dag vang, gaan dit 'n baie lekker dag wees. John se stok is die eerste in, maar ek het die eerste byt. Cheers. Daar's hy, agter ons kom ook in die kraal, né, Michael?
Hier is ons my eerste enetjie, gevang met daai banana paste en my chop mieliepit en hier is ons my eerste enetjie vir die dag. Vir nog meer. Daar is hy, hier is ons volgende visietjie. 'n Baie mooi kurpertjie hier so by Sonderwater, gevang op 'n kikkerpit met daai fish paste, die garlic. So hierdie is regtig 'n baie mooi vis, mooi lippies. En ons gaan vir die volgende een. Swemtrein. Ek het jou gesê, hierdie gaan 'n groot wees as hy op hierdie een gaan. Dis hy seker al daar agter. Oh. Yes. Hierdie ding het geloop. Okay, so ek het nou oorgeskuif na die zeros toe. Vang nog steeds met die garlic. En dit het net vir my 'n klein bietjie mooier karp opgelewer. Hierdie is die mooiste vis so lank vir die dag. So ek gaan nou aanhou met die zeros. Hierdie is net op my een stok. Ek gaan nou al twee stokke oorskuif zero toe. En dan gaan ek kyk of ons nog 'n paar sulke mooies kan vang. Daar het ons nog enetjie gekry, 'n bietjie 'n bait change gemaak op my bol. Ek het daai nuwe paste maar die banana flavour gegooi saam met 'n mooi kikkerpit. Mooi gereel run gehad op hierdie visietjie. So ons is dankbaar vir nog so enetjie. Kom ons gooi weer in. Nou vat jy. Okay, hier gaan ek vir julle wys wat ek presies gedoen het met daai vorige visie. Ek gebruik 'n heer en hierdie is my method wat ek gebruik. En dan kies ek nou vir my 'n lekker pit wat ek gemaak het met kikker en ek gaan hom net deurdruk. En dat hy so op my heer is en trek ek hom terug. Dan die volgende stap wat ons doen is nou om hierdie mol te gebruik om my voer op my method te kry. So wat ons basies doen is, ons druk hom hier in, druk hom so hard soos wat ons kan, laat hy mooi klou, en dan release ons hom, deur die agter te druk. Dan het ons nou so mooi mold, dis waar ons voer opkom. En dan het ons die banana paste gebruik. Al wat ek gaan doen is om op die method te smeer. Klein bietjie, ons druk hom net so. En dan gebruik ek my vinger om hom net bietjie plat te kry. En daar is ek gereed. Hier gaan hy. Daar het ons nou nog een, so amper in die doodsnikke vir die dag. Hierdie enetjie was op die pokkelpaste hierdie keer en lank gelê, maar ons het hom gekry. So ons is bly vir hierdie mooietjie. Daar is ons eerste mirror vandag en hy is ook gevang op daai pokkel jou doring. Daar is hy, hier is nou die visie, daai ene wat ek julle gewys het om die method te laai, wat ons net daai banjo paste opgesmeer het, teruggegooi en dit is wat hy gebring het. Die pokkelstok het gehardloop, die banjo stok het gehardloop, kan verseker vir julle gaan paste kry. Daar is hy. Ek het te vroeg gepraat vanoggend. Hy outfish my definitief. Well done. Dankie. En so kom ons dag na einde toe. Ons wou net in die oggend vang. Ons het 'n klein bietjie langer gevang as wat ons wou. Ons het ongelukkig 'n paar visies verloor. Ons dink ons haakplek daar binne.
So, John, hoe het die dag gegaan? Michael, het was, soos jy sê, bietjie moeiliker. Ons het bietjie gesukkel. Die aas het definitief langer gelê. Dit was vir ons baie lekker om hierdie puis te probeer het. Met die lang lê en wag het hierdie definitief 'n rol gespeel, dink ek persoonlik. Die geer het daar gelê, dit het mooi opgelos, langer gevat en dit het vir ons deurgekom. So vir my vir vandag spesiaal was die pokkel vir die eerste keer in my lewe het ek dit gebruik. So dit was vir my iets nuuts en hy het vir my deurgekom nou met die laaste visie ook en dan die garlic natuurlike wenner en dan die banjo ook. So ja, goed deurgekom hier met die lang leery. So definitief iets om in jou viskas te kry. Ja, ek het die fireball en die perde by gebruik. Die paste is dikker, so dit lê net langer, dit gee langer geur af en ons kry nog steeds daar buite, selfs op 'n moeilike dag soos dit. So kyk, die winkels het al klaar van dit bestel. So jy gaan dit binnekort in jou naaste hengelwinkel kan kry. En onthou om te like en subscribe. Sien julle by die volgende een. Sien by die volgende een. Cheers.